Ontdek jou skepingsdoel met Trinity Truth deur pastoor Karen Meiburg, maandag om 1900. Baie welkom by die Trinity Truth program waar ons fokus op doelgerigte groei en genesing. My naam is Karen Meiburg en dan hierdie week gesels ons oor die mag van die tong wat lewe of dood bepaal. So kom ons bid saam en vra Here, U Heilige Gees, wat ons helper is. Here, ek vra dat U ons asseblief sal help om onsself binne in ons stil te maak en om ons stil te maak, sodat ons net die stem van die Heilige Gees kan hoor. Here, help ons dat ons gees wakker is om te ontvang die woord van God, sodat dit kan vrug dra in ons lewe. Ons eer U vir wie U is, en Here, ons vra nou, dat U sal spreek, want ons luister, en ek bid dit in Jesus naam. Nou die tong is klein, maar kragtig, en voordat ons in die geestelike waarheid van die tong gaan delf, kom ons kyk hoe wonderlik God wat die skepper is, hierdie klein spiertjie gemaak het. Nou die tong is 'n gespierde orgaan, wat help met spraak, smaak, sluk, en selfs is hy selfreinigend. Dit bevat verskillende smaakknoppies wat soet, suur, bitter en sout en umami kan waarneem, en dit reageer sensitief op temperature en tekstuur. Nou umami is die 5de smaak, en dit is 'n hartige, vleisagtige diepte, wat jy proe in kosse soos tamatie, kaas, sampioene en sojasous. Biologies is die tong een van die kragtigste en mees beweeglike spiere in die liggaam, en tog is dit geestelik een van die gevaarlikste en mees genesende instrumente wat ons het. Elke woord wat jy spreek, is soos 'n baksteen wat in die bouwerk van in jou toekoms. Spreek jy lewe, bou jy 'n huis van hoop. Spreek jy bitterheid, bou jy 'n vesting van seer. Jou tong is nie net 'n instrument nie, dit is die argitek. Jou woorde vorm 'n raamwerk van jou toekoms. Nou as jy so denkbeeldig net kan dink, 'n spesifieke raam soos wat ons 'n skildery mee sal raam, wat spreek ons daardeur? Is dit woorde vanuit die gees van God, of is dit woorde vanuit 'n wond? Nou die afgelope tyd was daar soveel verwarring veroorsaak in die, wat duidelik was in die sosiale media. So die tonge het behoorlik geklap en dit het diep gesny en daar's baie verskillende reaksies daarop. So ek gaan in die volgende deel van die program gaan ek vir jou baie skrifgedeeltes gee wat betrekking het tot die tong. En nommer 1 wil ek sê, ek praat so hard met jou, soos wat ek met myself praat heel eerste. So nommer 1 is, hou jou tong in toom. Jakobus 3 vers 5 tot 6 sê, kyk hoe groot 'n bos steek 'n klein vuurtjie aan. So die tong is soos 'n stuurwiel. Dit rig jou lewe, en selfbeheersing is 'n vrug van die gees, En dan, jy sny deur mense se harte met jou tong. Spreuke 12 vers 18 sê, roekelose woorde is soos 'n swaard steek. Nou weet ons mos, as jy iemand met 'n swaard steek en jy trek het uit, dan bloei hy, en as daar 'n gat en wat gesond moet word. So woorde kan littekens laat wat jare hou, moenie 'n instrument van seer wees nie. Dan, jy kan restoreer met jou tong. Efesiërs 4 vers 29 sê, laat geen onheilige woord uit jou tong kom nie. So woorde van vergifnis en aanmoediging en bemoediging kan lewe verander. Jou tong vorm jou toekoms. Markus 11 vers 23, voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, word opgehef en in die see gegooi, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê gebeur,
Hy sal hê wat hy sê. So woorde is profesie. Spreek lewe oor jou situasie. Jy kan nie lewe en dood gelyktydig spreek nie, dit kanselleer mekaar uit. Jakobus 3 vers 10 tot 11 sê uitdruklik daaruit, dieselfde mond kom seën en vloek. So God roep ons tot reinigheid, konsekwentheid in ons eie woorde. Bly lewe spreek. Die tong openbaar die hart, Matteus 12 vers 34, uit die oorvloed van die hart, praat die mond. Of wat, in die ou vertaling, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. So woorde is 'n venster van jou siel. Wat gaan in jou siel aan? Dalk is daar soveel bitterheid, dat jy met woorde moet begin spreek. Here, vandag kies ek om te vergewe, Here. Ek kies om mense te seën. Ek kies om mense vry te spreek. Here, vergewe my asseblief my bitterheid. Die tong as wapen in geestelike oorlogvoering. Openbaring 12 vers 11. En hulle het hom oorweldig deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, deur die woord van hulle getuienis. En hulle het hulle lewe nie lief gehad tot die dood toe nie. So jou getuienis het krag om kettinge te breek deur die woord wat jy spreek. Dit staan in 'n vennootskap met wat Jesus se kruisiging vir jou kom doen het en hoe dit jare daarna hier waar jy nou is nog wonderwerkende krag dra. Wat jy getuig saam met die Heilige Gees vanuit die Heilige Gees. Die tong onder beheer van die Heilige Gees. Handelinge 2 vers 4. En hulle is almal gevul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale. Soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. So die Gees neem beheer van die tong soos wat ons hom toelaat. Ons moet bly sterf in onsself. Here, U wil eerste. Laat ons gebed altyd wees, Heilige Gees, lei asseblief my woorde. Woorde bou of breek 'n gemeenskap of 'n verhouding. Spreuke 15 vers 1, 'n sagte woord keer die grimmigheid af. So leer om konflik met sagtheid te hanteer. Wees versigtig wat jy uiter. Daai woorde kan soms soveel skade doen, dat daar nie 'n omkeer kans is. Praat van skade in 'n verhouding. Die tong moet God loof, nie net veroordeel nie. Psalm 34 vers 2, ek wil die Here loof gedurendeer. Begin elke dag met danksegging. Dit stel die toon van die woorde wat die res van die dag vloei. Soet, bitter of seer, wat proe jou tong? So ook, die tong, soos wat hy fisiese is, verskillende smake het, so proe ons die woorde ook in ons siel. Want wat hoor ek, want wat dink ek, want dit wat ek dink, gaan uit my mond uit. Dus eerste gedagte, dan kom dit uit my mond uit. Soet woorde bring genesing, vrede en hoop. Spreuke 16 vers 24. Vriendelike woorde soos heuning, soet vir die siel en gesond vir die liggaam. Bitter woorde kom uit 'n hart vol seer, wrok of onvergewensgesindheid. Hebreërs 12 vers 15. Pas op,
dat geen wortel van bitterheid opskiet en skade aanrig nie. Seer woorde sny diep, maar kan ook die begin wees van herstel as dit waarheid in liefde is. Spreuke 27 vers 6, die wonde wat 'n vriend toedien is betroubaar. Is nie altyd lekker om die waarheid ook te hoor nie, maar dit kan 'n plek wees van opbou. En dan die bekende Spreuke 18 vers 21. Dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat daarvan hou, sal die vrug daarvan eet. So laat ons dan dus sê, smaak die lewe, smaak en sien dat God goed is. Spreek uit genade uit. Wees verantwoordelik oor wat jy sê. Want dit is baie beter as om seer, bitter en dood te saai. Spreek lewe. Die tong is nie verhewe bo die woord van God nie. Dit is nie 'n swaard om te sny waar jy wil nie, of waar jy dink jy moet nie, maar is 'n stem om die waarheid te spreek. As ons woorde nie ooreenstem met die woord van die Here nie, bring dit verwarring, dit maak seer, en dit is selfs vernietigend. Maar as ons tong getuig van die waarheid, en van die lewe wie God is, vanuit 'n plek van liefde uit, en geregtigheid, en vrede, dan bou dit genees, en dit bring die Here eer. Dit vat mense binne in God se hart in. Voordat ek afsluit, wil ek nog so 3 skrifgedeeltes gee. Psalm 19 vers 14, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welgevallig wees voor U, Here. Spreuke 10 vers 11, die mond van die regverdige is 'n fontein van lewe. Jesaja 50 vers 4, die Here het aan my die tong van wat geleer is gegee, sodat ek weet om die vermoeides met 'n woord te ondersteun. Kom ons bid saam. Here, reinig ons lippe soos wat U Jesaja se lippe gereinig het. Laat ons woorde U weerspieël. Laat ons tong nie net proe nie, Here, maar ook profeteer van die waarheid en die lewe. En ons is nederig voor U. En ons vra, Here, vergewe ons asseblief, en waar ons bitterheid gepraat het, bring U asseblief, Here, soetheid. En waar ons seer gemaak het, Here, bring U asseblief, Here, genesing. Waar ons stil was, toe ons moes gepraat het en opgestaan het, want die woord sê, verkondig die woord tydig en ontydig. Here, gee ons asseblief die moed. Here, laat ons woorde nie klanke wees nie, maar laat elke woord draer wees van die waarheid en die lewe, en van die goeie nuus van Jesus Christus. Here, help ons dat ons tong nie 'n swaard is nie, maar balsem vir die gebrokenes van die hart. Jy sê, vra Here, Heilige Gees, neem asseblief beheer oor van ons mond. Help ons, Here, dat ons voortdurend sal lewe spreek. En laat ons tong die vrug dra van U hart wat genesing bring, maar ook dat ons tong vrug dra van 'n hart wat U ken. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. En as jy
met Trinity Truth in verbinding wil tree, kontak ons gerus by 0633 784543 of jy kan op ons webtuiste gaan kyk www.trinitytruth.co.za. Tot die volgende keer, wees geseënd, spreek lewe.